Goeiemôre gemeente in Christus. Mag vandag vir jou 'n geseënde dag wees. Hierdie week gesels ons saam oor moederskapsmetafore en leer saam, man of vrou, seun of dogter, oor wat hierdie metafore vir my en jou beteken. Nou het jy al gevoel jy is op 'n redelike goeie plek in jou lewe. Jy het geloof, jy het kerk, jy het kennis, maar iets in jou voel nog steeds onseker. Jy voel partykeer dalk nie eers selfs gemaklik of veilig in jou eie vel nie. Jy weet jy behoort, maar diep binne in jou voel jy nog vasgevang. Nou Paulus skryf in Galasiërs 4 oor hoe dit werk wanneer iemand van hulle ouers iets erf. En dit is na daardie teksgedeelte in die Bybel waar Paulus gesê dat die wat in Christus is, erfgename van Abraham is. So Paulus sê in Galasiërs 4 vers 1, solank as die erfgenaam 'n kind of 'n minderjarige is, verskil sy posisie nie werklik van die van 'n slaaf nie, al behoort die hele erfenis aan hom. En Paulus gebruik hierdie baie spesifieke metafoor en beeld om iets baie duidelik en spesiaals te sê, so ons gaan dit nou hoor. Paulus waarsku die Galasiërs dat hulle besig is om terug te val na die wet, na besnydenis, rituele en reëls, asof dit hulle kan red. Hy gebruik die beeld van 'n kind wat nog nie volwasse is nie. In Galasiërs 4 vers 1 tot 7 sien ons die beeld wat Paulus gebruik, wat direk uit die Romeinse regstelsel uitkom. Nou, in daardie tyd het 'n erfborsie so gewerk. 'n minderjarige erfgenaam, 'n nepios, 'n kind wat nog nie kan praat of besluite neem nie, het wel die reg gehad op sy vader se besittings, maar hy kon dit nog nie self bestuur of gebruik nie. Totdat hy volwasse geword het, was hy onder die sorg van voogde, van epitropos, en bestuurders, oikonomos, en hulle het namens hom besluite geneem, en die erfenis namens hom bestuur. Nou, dan was daar 'n vasgestelde tyd, 'n profesmia, wat 'n datum was wat die vader bepaal het, wanneer die kind sy erfenis sou ontvang en volle beheer daaroor kon kry. Paulus gebruik hierdie regskonteks as 'n metafoor. Die wet was soos 'n voog. Dit het Israel beskerm en gelei, maar dit was tydelik. Nou het Christus gekom en die vasgestelde tyd het aangebreek. Gelowiges is nie meer kinders onder voogde nie, maar volwasse erfgename wat vry is om nou in God se huis te leef. Hier gebruik Paulus 'n radikale metafoor wat ons en die mense vir wie hy geskryf het, se identiteit herskryf. Jy is nie meer 'n slaaf nie, jy is 'n erfgenaam. Jou posisie het verander. Friedrich Buchner het gesê, die evangelie is nie goeie raad nie, dit is die goeie nuus. En die nuus is dit, jy is vry. Nie omdat jy dit verdien het nie, maar omdat Christus jou aangeneem het as sy kind. So dink aan jou eie wêreld. Waar leef jy nog asof jy 'n slaaf is, vasgevang in vrees, in reëls, in patrone, terwyl jy reeds 'n erfgenaam is, jy het die sleutels van die huis gekry, maar jy bly buite. Jy het die belofte van vryheid, maar jy leef nog onder skuld. Paulus sê, dit is tyd om jou identiteit te aanvaar. So vra jouself vandag, wat hou jou nog gevange? Watter reël? Watter ou vrees? Watter patroon? Wat verhoed jou om te leef as die erfgenaam wat jy reeds in Christus is? Kom ons bid saam. Vader, vergeef my dat ek so dikwels leef soos 'n slaaf in u huis. Ek is u kind, ek is u erfgenaam. Help my om dit nie net te weet nie, maar om dit te leef, elke dag en in elke keuse. Amen.